Weet jy hoeveel mense is net moeg vir hulle werk? Hulle is moeg al voor om 8 tot 5 te staan, laat ure te werk, vroeg op te staan vir peanuts. Ek het altyd vir 'n ou gesê, if you pay peanuts, you get monkeys. En hulle word nie oortyd betaal nie en ingedoen in die werkgewer, en hulle sit hier langs dieselfde vuur en hulle kollegas sit hier langs dieselfde vuur nie. Ek was nou onlangs op vakansie gewees en ek vra vir die kelners, hoe was julle seisoen gewees hierdie jaar by die see? Was dit vir julle lekker gewees? Hoe het julle tips gelyk? En weet, een kelner sê vir my, dis vir haar verskriklik moeilik gewees, want sy het omtrent R1000 'n dag se tips gehad, en dan het die restaurant ook nou nog die tips gevat, 'n persentasie van die tips hulle gevat, ek weet nie hoe dit werk nie, en dan net 'n sekere persentasie aan hulle uitbetaal. En toe kom ek agter, maar dit gebeur aan baie restaurante, so ek is nie seker hoe dit werk nie, ek stem nie heel noodwendig saam met dit nie. Maar dan as ek vir die ouens vra, waarvoor kan ek vir julle bid, dan sê hulle vir my, ek soek net 'n ander werk. En ek verstaan dit. Jy kan frustreerd wees in jou werksomstandighede. Jy kan frustreerd wees met die min geld wat jy kry. Jy kan frustreerd wees met hoe dit vir jou uitloop tot die einde van die maand en dat jy rekeninge betaal. Ek kan dit heeltemal verstaan. My vraag is, het jy al vir die Here gevra wat jou rol is in die werksomgewing? Want dit is maklik om te sê, ek soek net 'n ander werk. Maar wat het God vir jou gesê om te doen in die omgewing waar jy nou is? Weet jy hoeveel keer stuur ons my boodskappe en sê vir my, ek voel nie ek hoor die Here nie, ek vra hom vir hierdie, ek hoor nie sy stem nie, ek voel nie ek gaan na die volgende seisoen toe nie, maar ek het al in my pad met die Here geleer, dat God my nooit in die volgende taak of aktiwiteit invat, voordat ek nie afgehandel het wat hy laaste vir my gesê het nie. En baie keer wil ek vir ou sê, hoorie, wat het die Here die laaste vir jou gesê moet jy doen, en het jy dit al gedoen? Hoekom sal God jou na die volgende level toe vat, as jy nog nie eers level 1 deurgekom het nie? Hoekom sal hy jou na level 2 toe vat? Hoe kan jy nog nie level 2 gedoen het nie, maar jy wil hê die Here moet jou na level 3 toe vat? Daar's goed wat God jou voor aangestel het in hierdie aarde, vir sy koninkryk, sy doeleindes, en vir hom om homself deur jou te manifesteer in die areas waar jy is en waar jy invloed het. Maar omdat jy hom nog nie toegelaat het om dit te doen nie, kan hy jou nog nie na die volgende level toe vat nie. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit is nie. So my vraag is, as jy die Here vertrou vir 'n nuwe werk, hoekom vertrou jy hom vir 'n nuwe werk? As jy sê, maar jy kom nie uit elke maand nie, dan is my vraag, is dit omdat jy te min geld kry, of omdat jy die geld wat jy het swak steward, of swak rentmeester van dit is? Pas jy dit verkeerd toe? Doen jy nie 'n budget nie? Spaar jy nie? Nou, ek wil jy nie aanval nie, maar baie keer het ek al gesien, dat die rede hoekom mense in armoede het, is nie enigiemand anders se skuld behalwe hulle eie nie. Dis swak besluite, swak keuses wat jy gemaak het, en jou geld spandeer op verkeerde goeders. So my vraag is dan, het jy 'n budget hierdie maand opgetrek? Het jy vir die Here gevra wat jy met sy geld moet doen? Het jy in die koninkryk ingesaai? Want as jy nie saai nie, kan jy nooit maai nie. En het jy die Here gevra, wat moet jy doen in die werksarea waar jy nou is? Het jy 'n doel met jou nou daar? God wil jou dalk 'n ander werk gee, maar het jy al gedoen wat jy moes doen in die area waar jy nou is? Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Elke persoon wat hier luister wat dalk moedeloos is in hulle werksomstandighede. Ek weet nie wat hulle omstandighede is nie, en ek wil ook nie aanneem dat ek weet of van beter weet nie. In Jesus se naam bid ek vandag dat U aan hulle sal openbaar wat U plan met hulle lewe in daai plek en posisie is. En as hulle nie daar moet wees nie, dat U vir hulle sal wys waartoe hulle moet gaan en die deure vir hulle sal oopmaak om in die regte plekke te kan inbeweeg. En as hulle daarin beweeg, Here, dat hulle na U toe sal kom en vra wat is hulle posisie en plek en doel in hierdie werksarea, en hoe kan hulle U dien in hierdie area? Hoe kan hulle U koninkryk uitbrei in hierdie area waar hulle nou tans is, in Jesus se naam. Vader, ek bid dat U deurbrake vir hulle sal gee in die areas wat dit nodig is, maar meer as enigiets, dat U wil in hulle lewe sal geskied, en dat hulle U wil sal soek in hulle eie lewens, dat U wil daar sal geskied, dat U koninkryk daar kan kom, in hulle en deur hulle, in Jesus se naam. Bid ek dit vir die mense wat nie eers werk het nie, Vader. Bid ek dat U sal blaas oor hulle CV's, dat hulle in die regte posisies en plekke sal inbeweeg. Die mense wat werklik U gesig soek, wat wil sien hoe U koninkryk kom, dat U in die regte posisie sal sit by die regte mense. In Jesus se naam, dat baie mense deur hulle lewens aangeraak sal word en na U toe sal kom, in Jesus se naam. Amen.